Baie welkom by ons lesie, die eerste lesie van die tweede kwartaal. Vandag se storie se naam is Net 'n herderseun. Ons geheelteksvers kom uit 1 Samuel 16 vers 7, wat sê dat mense kyk na die buitekant, maar die Here kyk vir die hart. Ons boodskap is dat God se mense glo dat almal ewe belangrik en waardevol is. Een oggend het die Here met sy profeet Samuel gepraat. "Ga na Bethlehem," het hy gesê. "Soek 'n man met die naam Jesse wat daar woon. Ek het een van Isai se seuns gekies om die volgende koning te word. Vul jou houer met olyfolie en gaan." Samuel vul 'n houer met olyfolie net soos die Here hom beveel het. Toe Samuel vir Bethlehem bereik en uitvind watter een van Isai se seuns gekies is om die volgende koning te word, sal hy van die olie op sy kop gooi. Toe hy in Bethlehem aankom, kry Samuel vinnig vir Isai. Toe maak hy gereed om 'n offer aan die Here te bring. Hy het die stadsleiers genooi om na die offer toe te kom en hy het ook Isai en sy seuns genooi. Isai het 7 van sy seuns geroep om saam te gaan. Samuel kyk na die seuns en glimlag. Die oudste van Isai se seuns, Eliab, was lank en aantreklik. Dit is sekerlik die man wat die Here gekies het om die volgende koning te word, dink Samuel by homself. Maar die Here het met Samuel gepraat. "Moenie kyk hoe lank en aantreklik daardie man is nie," het hy gesê. "Ek het hom nie gekies om die koning te word nie." Toe het die Here vir Samuel iets baie belangrik gesê. God sien nie dieselfde soos 'n mens nie. Mense sien net die buitekant van 'n persoon, maar die Here kyk na 'n mens se hart. Isai stel nog een van sy seuns aan Samuel voor. Samuel kyk na hom. "Die Here het ook nie hierdie man gekies nie," het hy gesê. Isai stel 'n derde seun aan Samuel voor. Samuel kyk na hom en skud sy kop. Elkeen van Isai se 7 seuns is aan Samuel oorhandig. Samuel was verbaas. "Die Here het niemand van hierdie manne uitverkies nie," het hy gesê. En hy het hom na Isai gewend. "Is dit al u seuns, vraai?" "Wel," het Jesse gesê, "ek het nog een, Dawid, my jongste. Hy's in die veld besig om die skape te versorg." En daardie dae was skaapwagters nie baie belangrike mense nie. "Stuur vir hom," het Samuel gesê. "Ons sal eers gaan sit nadat hy hier is." Dawid het gou daar aangekom. Dawid het die Here liefgehad en die Here het hom liefgehad, alhoewel hy die jongste seun was en net 'n gewone skaapwagter. "Dis die een," het die Here vir Samuel gesê. "Salf hom, hy sal koning word." Toe haal Samuel sy houer olyfolie uit en gooi 'n bietjie olie op Dawid se kop. En die Gees van die Here het Dawid geseën en hom die mag gegee om die belangrike werk te doen wat God vir hom beplan het. God kyk nie net na die sterkste, langste of die oudste nie. Almal is belangrik vir God, selfs 'n herderseun.